geen probleem. Ons geef net 'n kans, daar is persone wat nog geregistreer. Ons het net gou kans dat hulle net die meeste van hulle bereik is. Goeiemôre broers en susters. Welkom in die huis van die Here. Vertrou dat ons weer eens saam as geloofsgemeenskap die diens van die Here sal geniet. Ons hier mekaar saam tot eer van die Here sal wees. Graag wil ek aan die volgende afkondigings, namens die kerkraad. Ons sonnaskool se inverdeling gaan nog steeds plaas. Die sonnaskool volgende week kom as volg mekaar, graad R tot 3. Dan volgende week dan nou hier wees, en dan graad 4 tot 8 sal in die 28ste by mekaar wees. Op Christus kerkvergadering is die volgende persoon gekies as die diakens, en ons leer die name voor vir die voorbidding, maar indien daar ook enige besware is, dat julle dan ook so sal dan deurgee. As die diakens gekies is Sister Leila Williams, Sister Maureen Waggenstroom en Broer Dennis Kilowan. Die kerk maak ook met spyt bekend dat die volgende lidmaat sy band met die gemeente Lentegeur as ook met die VGK Kerk in Suid-Afrika verbreek het, Broer Jared Zain Eyman. Die Sunflower Senior Club lede wat by Lentegeur is, moet ons kennis neem dat Sunflower Club dan weer begin vanaf donderdag die 17de. Kerk wil ook almal wat aansoek doen vir die kosterkos bedank vir die aansoeke. Gister se vergadering is die volgende lidmaat dan gekies
as die nuwe koster, wat dan die diens, wat dan sy werksaamheid sal vat, begin vanaf 1 Maart 2022 en die nuwe koster dan vanaf 1 Maart is Broer Joseph Solomons. Ons sal aan die einde van die maand amptelik vir Broer Fliks bedank vir sy jarenlange diens aan die gemeente. Vrouwedienslede moet asseblief kennis neem dat die vrouwediens vergader volgende Saterdag, die 19de om 12 uur. Soos al agterkom is die ribbons aan die banke verwyder. Ons probeer redelik maar te inpas by die kerk, maar ons vra ook, ons sit nou in elk geval te veel mense in die bank. Ons regulasie is net 5 persone per ry. So ons brief kennis nie, maar volgende ons daarby sal hou, dat ons 5 persone in 'n bank sal sit, en ons is al reeds oor die 5 in elke ry wat die so is. Jy moet nog steeds asseblief bespreek vir die erediens. Die regulasie vir bespreking of soos deur die regering is nog nie verander nie. Ons kan nog steeds net 'n sekere aantal lidmate toelaat en ons moet nog steeds dan bespreek vir die erediens sodat ons kan verseker dat ons binne daai raamwerk van wat die regering voorgelê het vir ons beleid en totdat die president enige ander regulasie aankondig sal ons byhou by ons aantal lidmate binne die kerk. So ons vra asseblief daarby sal hou dat u sal spreek of via 'n link of dan net in die admin nommer toe sal die bespreking neergee. So volgende asseblief, ek vra dan weer dat u met die saamwerk met die jakens en die koste en alle kerklede ons net 5 persone per bank sal toelaat. Ons katekisante moet kennis neem dat wanneer u dan nou klas het, dat julle asseblief in die kant, soos in die verlede die voorste 4 rye dan sal sit. Ons hervaller weer ons steeds bidtiere in die gemeente, bidtiere vanaf Maart, so die eerste 2 woensdae aan van die maand sal dan gemeente bidtiere in die kerk sal wees, en dan ons steeds bidtiere sal dan elke 3de woensdag van elke maand dan wees. Ons ervaring ook ons 1 aanddiens per maand, ook vanaf Maart, ons eerste aanddiens sal dan wees 6 Maart, en die aanddienste sal in leiding van bestreek wees. Ons eerste aanddiens vir 2022, 6 Maart sal in leiding wees van Streek Samaria. Kerkraadsbidtiere sal dan net voor die aanddiens om 5 uur dan plaasvind. Namens die hulpkommissie gemeente wil ons graag alle susters bedank wat gehelp het met die skoonmaak van die kombuis, as ook die breek en eetwater. Ons betref ons weer gevoel met die Valentine families, met die ingaan van familielid. Ons bid dat God die families sal vertroos en versterk in die tyd van rouw. Ons gaan oor tot voorbidding. Ons vra voorbeeld vir die volgende lidmate en families. Met Sister Sarah, die voorbeeld vir Sister Sarah Valentine, voorbeeld vir Sister Gladys Smith se swaar, ook ons voorbeeld vir Richard Collins se Baba Sinki, wat ook nie so gezond is nie, sy bloedkant is baie laag. Hy is nou nie nou in ons oomlik nie, maar het gaan nie so goed nie. Ons bid, vra vir ernstige voorbeeld dat die Here ook, hy is maar 1 jaar en 2 maande, dat die Here vir hom wonderbaarlik sal deurkom, maar ook sy liggaam sal versterk, om ook te beklei in die siekte. Ons bid dan ook so sy ouers in die tyd. Kom ons staan, terwyl ons sing aan Ziederlied, terwyl Broer Raymond sal bid. Amen.
vanmôre hier kom sê ons vir die baie dankie met God. Here, dankie vir die wonderlike geleentheid vanmôre, Here, om die troon te kan nader. Here, vanmôre kom sê ons vir die dankie, Here, dat U vir ons deur 'n lange nag opgepas het met God en vanmôre weer kom opwek het met God. Dat ons voete van die beddens kon afsit vanmôre met God. Dit is grote genade. Here, vanmôre kom sê ons vir die dankie, Here, dat ons vanmôre weer eens in die huis kan vergader. Here, dan baie vanmôre hier in te stap met God in die huis. Here, met baie omstandighede met God, verskillende omstandighede. Here, maar vanmôre, Here, wat ek vra met God en bid met God. Here, dat U elke een wat siek is vanmôre, Here, sal kom aanraak. Here, wil vra dat U elke geskrewe naam met God op U lys vanmôre met God sal kom aanraak met God. Here, in besonder bid ek vir my kliënt en vanmôre se lyding met God. Here, wil vra dat U vir hom sal kom aanraak met God. Deur middel van die Heilige Gees. Here, wees vir hom op God van nabijheid. Here, so bid ek vir elke sieke vanmôre met God. Wat vasgeklim is in 'n bed in 'n hospitaal met God. Wat vasgeklim is in 'n bed by die huis met God. Here, wil vra dat U vir hulle sal kom aanraak met God. Deur middel van die Heilige Gees. Here, gaan hulle nie verby met God. In die naam van Jesus. Here, vanmôre kom ek met God. En ek bid vir elke lidmaat vanmôre wat siek is in hierdie kerkgebou met God. Here, U ken elkeen se hart vanmôre met God. U ken elkeen se gedagtes vanmôre met God. Here, ek vra dat U vir hulle sal kom aanraak. Here, baie staan hier met pyn, hartseer. Here, wat ons nie van weet nie, maar U ken alles met God. Here, ek vra dat U vir hulle nou sal aanraak met God. In die naam van Jesus. Here, so bid ek vir elke dokter vanmôre met God. Elke verpleegster, elke beampte wat 'n diens doen in U. Wil ek vra dat U vir hulle sal kom aanraak met God. In die naam van Jesus, met baie dankie sê. Amen en amen. Goeiemôre, liewe broers en susters. Dit lyk dan nou asof die kerk skielik voller is. Ek dink dit is seker omdat ons nog 'n bietjie nader aan mekaar sit. Maar ons nog hou by die regulasie. Ons sal maar hoor wat die president weer vir ons gaan sê. Broers en susters, soos jy kan ook verneem het met die afkondigings, is ons stelselmatig maar nou weer besig om terug te gaan na die norm, maar soos ons hoor en soos die mense deesdae sê, the new normal. Die streke wat ons weer gaan sing, so met dit gaan gepaard dat die streke ook behalwe dat hulle die aanddiens gaan waarneem, dat hulle ook die oggend weer as streke gaan saam sing, soos ons voor COVID dit gedoen het. Vraag wil ek dan ons soos altyd ook almal wat iets spesiaals vier het of vier het namens ons kerkraad en ons gemeente 'n woordjie van geluk toespreek. Gister die 12de het Vivian Solomon se jaar, sy is 15 jaar oud en haar ma verjaar vandag. Haar ma is 40 jaar. Jy is daar op ons hande vandag. Is daar enig iemand anders wat dalk ook iets spesiaals gevier het? Of herdenk? Of iemand, daar is nog 'n verjaarsdag, een van ons jong maats. What is your name? Marzaan. Kom hier? Marzaan. Marzaan, is it your birthday? Yesterday, okay. Nog iemand? You know, it's the month of love. Iemand houdt van verloofde gaan. Goed, namens on behalf of the Church Council and the brothers and the sisters,
We hope that you had a very blessed birthday. En ons bid is dat die Here vir julle nog vir vele jare sal spaar en sal seën. En die teks wat ek graag vir julle vanoggend gee is Numbers chapter 6 verse 24. Numeri hoofstuk 6 vers 24. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal al jou gebede verhoor en jou vrede gee. Our prayer this morning is that the Lord will bless and keep you, and that He will answer all your prayers, and that your dreams will come true. Very happy birthday to you all. Die gemeente sal ons soos altyd vir hulle hartlik wees. And
voor die Vader, voor die Seun en voor die Heilige Gees. Amen. Dear brothers and sisters, kom ons loof die Here die raak saam te sing, Psalm 2:9. Bly ons lig by die Here, in die lig van sy woord kan ons veilig en vas daarop bou. Hy bly almal naby wat ook volg waar hy lei, om van harte bly glo en vertrou. Lieve broers en sisters, ons verootmoedig ons vanoggend weer voor die aangesig van die Here, wanneer ek vir u kan voorhou die gedeelte uit 1 Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, maar in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, dan beslei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, die Here is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. My kinders, sê Johannes, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Broers en susters, ons almal is mens. Ons almal is nietige sondes. En nie een van ons kan sê dat ons perfek is, en ons sy voete van klei. Telke male sondig ons teenoor die Here en soms teenoor mekaar. En daarom is dit ook nodig dat ons gereeld ook ons skuld moet bely en by die Here moet vergifnis vra, sodat hy ons kan vergewe. Kom ons staan dan
belei ons in ons schuldbelijdenis, dit eers saam te sing Psalm 268, die eerste 2 verse, en nadat ons die geloofsbelijdenis opneem, sal ons die derde en die 4de vers sing. Psalm 268, doen net die wil Heer, die wil Heer. Wat op die derde dag weer opgestaan het en
6, vanaf vers 7 tot 15. Voordat ons dit saam lees, kom ons vra dat die Here se stem. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n lieflike dag wat U vir ons weer gegee het. En vir die krag wat U vir ons gegee het om te kan opstaan en om vanoggend hier saam te wees rondom U woord. Ons het verskillende behoeftes, verskillende begeertes. En daarom is my gebed nou, Here, dat U weer ons harte en ons vermoed sal open en ontvanklik sal maak vir dit wat U vanoggend deur U woord vir ons wil kom sê. Kom seën die skriflesing en die oordeenking. U mag dit tot seën wees vir ons almal, Here. Maar mag ons ook daar buite 'n getuie wees vir U dat U woord deur ons kan skyn. In die naam van Jesus. Amen. Mattheus hoofstuk 7 vanaf, Mattheus hoofstuk 6 vanaf vers 7. En as julle bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. En so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle Hemelse Vader vir julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Tot sover, liewe broers en susters, die woord van die Here. Vanoggend, liewe broers en susters, kan 'n mens seker agterkom wanneer 'n mens die teksgedeelte hoor waaroor die boodskap gaan wees. The children and our catechism class, do you know what I'm going to preach about today? Did you listen to what I just said? So what do you think I'm going to preach about today? Do you know the prayer that I did? Do you still pray in school? In some schools they still pray. And what is the prayer that they pray? I got here. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Ek is bly om te hoor, ons kinders ken daarom nog die gebed. So, when we pray, what do we normally do when we pray? Do we ask for things? You don't ask. Well, I ask for certain things when I pray. We ask for certain things, eh? We ask that the Lord will bless us. When do we ask that? When we pray. When we pray, we ask that. But we're asking for many different things. And there's many different situations in which we pray. For example, when you are in danger, you ask that the Lord will protect you.
When you are going to write an exam, you ask that the Lord will help you through this test. When you are playing a match or when you're going to run a race, you might not win, but you at least want God to help you to finish the race. Right? And there's many things that we ask for. Sometimes it's a struggle because you are in a situation where you feel, I cannot get through this. Will God help me through this situation? So you are in a struggle, almost as if you are in a fight. And sometimes a prayer is very easy. And sometimes you only want to say thank you. Thank you for the food that I'm about to receive. Like in this one story, there was this man, he was hunting in the veld. And suddenly, he saw a big lion. And then the lion saw him. But he had a gun. What do you think he did? He shot, but he missed. And it was his only bullet. Only bullet. And the lion saw him. And the lion started running. What do you think he did? He prayed? No. Yes, he prayed, but was he standing still? No, he was running. And the lion was running after him. And eventually he got tired. And as he was running, he was praying, Dear Lord, just give this lion a change of heart when he catches me. And the lion jumped. And he was lying on his back. And the lion was looking in his eyes. And before he could do anything, the lion closed his eyes. And the lion said, For what I am about to receive. So the lion had a change of heart. Sometimes we pray for things, but it does not always happen the way we want. But many times it happens the way God wants it. So this morning I want to talk about the Our Father. What I also want to say is, sometimes prayer is not so cheap. You think it's easy, but it's actually a bit pricey. Because when you ask God for something, and God gives you that something, you need to be able to keep up to what God asks of you. Because you're making a commitment. For example, if you ask God to give you a holy good life, we pray in the Our Father, Here, laat U naam verheilig word, laat U koninkryk kom. Maar dan bid ek vra ek ook eintlik vir 'n heilige lewe. Maar nou wat is 'n heilige lewe? Levitikus 19 sê onder meer, dit beteken dat jy eerbied moet hê vir jou pa en jou ma. When you ask God to give you certain things, a holy good life, honor your parents. We see that in the Ten Commandments. You must not try to cheat people. You must not talk about your neighbor. In Afrikaans, we say not fluister, skinner. I don't think there's, if you want to say, hulle praat van my, in English, you would just say, hulle skinner. Because when skinner has a negative connotation, you talk good about people, but when you badmouth people, then you skinner. That's things that we shouldn't do if we live a holy life. You need to be able to say something in front of that person. You must have an open heart. You must not walk around
with hate in your heart. As my bede is, laat die naam geheilig word. Verhoor die Here daardie gebed. Maar dan moet ek ook my lewe so verander. En as ek weier om in 'n heilige mens verander te word, verhinder ek dat daardie gebede verhoor gaan word. So broers en susters, gebed is eintlik baie diep. Want dit wat jy vra en jy leef, moet jy ook leef volgens dit wat jy vra. En as ek bid, when I pray, let your kingdom come. Laat u wil geskied word op aarde. Then I'm actually saying it must be like heaven on earth. Dit beteken dat die stukkie aarde wat ek bewoon en die flenterdheid wat ek leef, vir almal eintlik 'n stukkie hemel moet wees. Dat mense wat met my in aanraking kom of mag kom, ook iets van God se teenwoordigheid in my lewe kan ervaar. Want dit is toch wat die hemel is, broers en susters. Om te lewe in die teenwoordigheid van God. Met ander woorde, as God die gebed verhoor, dat sy wil op aarde moet geskied, ver dit van my, dat dit wat ek bid, dit moet ek ook lewe. Nie dat ons nou moet dink, dat ek maar met God kan speel nie, want God is nou hier nie. Nee, broers en susters, wat dit beteken is dat God nou sigbaar moet wees in ons aksies, in ons lewe. Hoeveel kere hoor ons mense sê, practice what you preach. So if you want to proclaim that you are a Christian, people should see in your practice that you are a Christian. Daarom, broers en susters, sê ek dit maar weer. Gebed is meer. Verhoorde gebede is nog dierder. Maar die diergedeelte van die gebed is dat ek en u wat daarvoor bid, voor moet staan. So as ek bid vir iets, dan moet ek daarvoor kan man staan. Die meeste van ons, van kleins af al leer bid, en soos jy ouer raak, bid jy mos so sekere dinge in jou lewe. Onder andere, jy bid ook as jy ouer is, dat dit met jou kinders sal goed gaan. Vandag is daar nog nie doopdeling in die man, sou vandag weer kinders na die doopvond gebring het. So wanneer jy na die doopvond kom, dan maak jy mos daai belofte dat jy hierdie kind gaan groot maak, maar dit is ook 'n gebed waarin jy vir die Here vra, help dat ek hierdie kindjie reg sal groot maak. Maar wanneer ek by implikasie daai kind reg wil laat groot maak, moet ek ook reg lewe. Ek moet dan nog steeds daai voorbeeld stel. Ek moet konsekwent wees. Ek moet in my geloof 'n voorbeeld vir my kind wees. Ek moet hulle voorgaan, broers en susters, in liefde, geduld, vergifnis, getrouheid ten opsigte van die woord. Ons moet in ons lewens vir hulle wys wat is die gehoorsame dankbare lewe. En dit is my implikasie wat gebed is. So broers en susters, wanneer ons bid, laat ons altyd en gedurig bid sonder ophou. Want dit is ook immers die Bybelse opdrag. Laat ons nie bid, soos in die teks staan, om mense te beïndruk, of om deur mense gehoor te word nie. Want soms is dit ook net jy alleen wat met die Here moet praat. Laat ek en jy eerder bid,
Soos mense wat weet dat God sy gebede verhoor. Soos mense wat weet dat verhoorde gebede ons eie lewens eerste gaan tref. En dan moet ons ook onthou, we must remember, dear children, to pray is not just an instruction. God het immers nie ons gebede vir sy bestaan nodig nie. Maar gebed is ook nie net 'n speletjie nie. Daarom sê Jesus Christus wees, as jy bid, gaan in jou kamer toe. Maak jou deur toe en bid tot jou Vader, wat sien wat verborgen is. En daar in jou binnekamer sal die gebedsverhoring begin, wanneer God begin om u en my lewe te verander, sodat hy ons gebede en tyd kan verhoor. Die hemelse vensters is oop, en die Here se seën sal altyd op ons neerdaal. The windows of heaven are open, the blessings are falling today. There's joy, joy, joy now. In Jesus' name. Mag die Here ons seën deur sy gebede. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons God is vir wie ons kan nader. Maar dankie Here ook dat U vir ons dra en dat al lyk dit nie altyd vir ons so nie, maar dat U ons gebede verhoor. Baie dankie Here dat U tot dusver vir ons as gemeente kom seën het, Here. By oomblikke lyk dit maar donker, maar U lig skyn altyd deur. Here, U is ons genadig, U is ons redder, U is ons verlosser, maar U is ook ons Vader wat die hand oor ons hou. Dankie dat ons weer vanoggend hier kan saam wees as 'n gemeenskap van gelowiges. Ons dink aan diegene wat weens gesondheid nie hier kan wees nie, maar dat Here U ook daar in hulle midde teenwoordig is. Ons dink aan elkeen op ons gebedslys. Here, ons is dankbaar vir diegene wat jare by hulle lewe kon voeg, want dit is maar net genade. En dan is my gebed ook, Here, dat U ons gemeente net meer en meer sal seën, soos U ons nog altyd kon seën het. Dra vir ons deur die onbekende jaar. Bedek ons onder die kosbare bloed en bind ons met die goddelike band van liefde. En as ons enigstens versuim het in ons plig, of vir U of my medebroer of suster te nagekom het, kom bid ek, Here, dat U ons sal vergewe. U is ons genadig en U is liefde. In die naam van Jesus. Liewe broers en susters, ons het nou 'n geleentheid om die Here te loof met ons weeklikse offergawes. Dus altyd kom ons na vore met die leiding van die diakens, net weer vir die herinner dat ons eerste kollekte gooi ons in die skatkis, en dan het ons ook ons synodale kollektes wat ons moet betaal in ons synodale kantoor. Dit is ons tweede kollekte. So die eerste kollekte gooi jy in die skatkis, en die tweede kollekte gooi jy in die bordjie. Ons sing 'n paar koortjies saam, terwyl ons offers na die Here bring. Give what you give it unto the Lord.
Ons was volgens voor de Engelse Jesus. Ons sê ons op haar om sy baie dankie vir opgeleerde, dat ons gemaak het om vir open hier te wees in die huis van die Here. Here, dankie dat U my vir open kan gebruik in die Here Jesus. Here, kom seën elke van ons gemeente, Here, se finansiëel, Here Jesus. Seën van die ook, Here Jesus, wat nie het nie, Here, kom so deel vir hulle, wat nie kan gemaak het om vir open hier te wees, Vader. Asseblief, Here, kom seën ons mentegees, finansiëel, Here, beskerm het onder U se kosbare bloed, Here. Here, ons kan net altyd dankie sê vir alles, Here, want U het ons nog nooit in die steek gelaat, Here Jesus. Here, bid ek vir ons mens, Here Jesus, wat so graag, Here, ook maar in die huis van die Here wat ons die dankofers wat ek opbring, Here, maar hulle die werke ook, Here. Asseblief, Here, bid vir die om herstelend, Here, ons mense kan gee, Vader, asseblief, Here. Maar ons kan dit altyd dankie sê vir alles, Here Jesus, dat U op ons oor ons ook kan gemaak, Here, om dit kan wees, Here. Ek bid dit in die naam van die Vader en ons Heilige Gees. Amen. Lieve broers en susters, ons sing ten slotte saam Psalm 354. Ons sing net die eerste 2 verse. Here, ons God, voor ons na huis toe gaan, neem eers ons lof en dankgebede aan. U het die goedheid weer aan ons getoon en ons bijeenkomst weer die guns bekend. Psalm 354. Die Here sal julle